Is jy van jou kop af? Ons sal hierdie stelling of vraag stel aan 'n vriend wat oorgewig is en hartkwale het wat vir jou sê, hoorie, ek gaan nou uit 'n vliegtuig uitspring en vryval tot die valskerm oopgaan. Is jy van jou kop af? Ons sê dit wanneer 'n jong man sy volle eerste salaris vat en hy maak skuld en hy gaan koop vir hom sneakers van R20.000, Louis Vuitton sneakers. Is jy van jou kop af? Jy kan dit nie doen nie. Ons sê hierdie dinge met mense aan wie ons goed bekend is wat onverantwoordelike dinge doen. Ons raak 'n bietjie ongemaklik as ons lees dat dit oor Jesus gesê word, daar in Markus 3 vers 20 tot 35. Jesus begin met sy bediening en hy was 'n doodgewone seun saam met sy broers en sy susters en dan begin hy preek en hy maak veragte, gekontamineerde melaatses gesond. Hy eet saam tollenaars wat die samelewing gesien het as skurke en uitbuiters. Jesus vat die fariseërs aan, hy stap by die hoëpriester in en eet van die brood wat gereserveer is vir die hoëpriesters alleen. Sy broers en ma en susters het gedink hy is van sy kop af, hulle wil hom wegruk hiervan. Tog doen Jesus dinge wat ons so diep tref, dat ons baie keer dink, is jy van jou kop af? Hy was sy disippels se vuil voete. Hy loop die Via Dolorosa met opofferende liefde gaan sterf hy vir sondaars, hy wat geen sonde het nie, want dit is wat opofferende liefde doen. Ons het Moederdag hierdie week gevier. Ons sien dit ook dat ons ma's dinge doen vir hulle kinders. Opofferende liefde, loopbane op sy skuif, sodat hulle kinders hulle drome kan verwesenlik. Ek wonder of Jesus ons nie roep om dinge te doen wat die wêreld sal sê, is jy nou van jou kop af? Om by 'n sokkombuis betrokke te raak, om vir iemand in die hospitaal te gaan bid. Is jy van jou kop af om Sondag kerk toe te gaan, want jy het 'n afspraak met die Here? Mag ek en jy meer dinge doen in hierdie wêreld, deur Jesus se opofferende liefde, sodat die wêreld na ons kyk en sê, is julle van julle koppe af? Nee, ons is nie, want dit is wat opofferende liefde doen. Mooi week.